Nou ons is weer by mekaar en ons gaan weer 'n bietjie kyk na dit wat ons by opgehou het met die seuns van God, wat die mense sê, dis engele, en ons gaan weer Job 1 vers 6 nou lees, want dis belangrik dat ons daarna moet kyk, en dan gaan ons 'n bietjie uitbrei, en ek dink ek gaan vandag klaar maak met hierdie, en dan gaan ons na ander dele in die woord van die Here kyk, waar daar ook baie gedagtes van mense in die woord in gepraat word. Dis nie in die woord nie, maar die mense maak nou hulle eie gedagtes, en dan maak hulle dit 'n leerstelling, of hoe dit mag sê. Maar kom ons lees Job 1 vers 6. En op 'n dag, toe die seuns van God kom, om hulle voor die Here te stel, het die Satan ook onder hulle gekom. Nou die woord, die sinnetjie wat ek hier wil uithaal, of die gedeelte is, voor die Here te stel. Ons kan miskien dink, want dis wat ek gedink het, is ja, dit kan nie 'n mens wees nie, want hoe stel jy jou voor God? Ek meen, die engele, ja, hulle kan hulle mos nou voor God stel. Hoe kan ek my voor God stel? Maar toe lees ek 'n ander skrifgie in die Nuwe Testament, wat sê, is 2 Timoteus 2 vers 15, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel, as 'n werker. So, mensies, ek moet my voor God stel as 'n werker. Elke ou wat vir die Here werk, en wat getuig, en 'n leerder, pastoor, prediker, maak nie saak nie. Jy moet jou voor God stel, 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Hoe belangrik is hierdie skrif nie? Jy moet nie byvoeg en wegneem nie. Jy moet die woord van die waarheid, want God se woord is die waarheid. Jy moet dit reg sny. Ek moet versigtig wees, ek moet so versigtig wees, wanneer ek vir iemand iets uit die woord uit verduidelik of sê, is dit reg gesny? Is dit die woord van die waarheid wat reg gesny is? Dit is so gevaarlik, so gevaarlik, so gevaarlik, want 'n mens praat baie keer met mense wat nou net tot bekering gekom het. En nou uiter jy 'n klomp goed wat jy in die woord ingepraat is. Daai bekeerling is nog 'n baba, is 'n kind. Dan sê die Here, dit sal beter wees as jy steen om jou nek gehang word en jy in die diepte van die see gegooi word, as wat jy hierdie kinders gelieg het vir hulle, ja. Mensies, dit is so belangrik hierdie skrif, dat jy jou moed voor God gaan stel. Jy moet, voor die Heilige Gees. Jy moet. En dit is belangrik. Daarom moet jy die woord study, want hierdie in die Engels sê, study to show yourself approved. Study to show yourself approved, the workman needeth not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Doen jy dit? Doen jy dit? Bid jy voordat jy self study? Bid jy voordat jy jou mond oopmaak en preek? Vra jy die Heilige Gees om jou te lei, elke keer, om jou te lei in die waarheid, om jou verstand, jou lippe, alles te salf, en jou verstand te omgord met die waarheid, dat die waarheid daar uitkom. Oh my goodness, ek wil nou nie preek nie, ek is nie evangelis nie, dit weet julle nou al. So, lê jou daarop toe, om jou beproef voor God te stel as 'n werker, wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. So, dis belangrik. Kom ons kyk volgende. Job 7. Toe vra die Here vir die Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deurkruis het. Job 1 vers 7 ek bedoel. Nou, hoor, wat vra die Here vir Job? In vers 8 sê hy, en die Here vra
vir die Satan: het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad. Wat gebeur hier? Wat gebeur hier? Is dit Satan wat vir God sê, ja, maar God, daai diensknegt van jou, kyk hoe goed gaan dit met hom? Satan het Job glad nie opgehaal, terwyl hy hom nou voor God gestel het, saam met die ander seuns van God nie. Die Here hierso rig Satan se aandag op Job. Die Here sê vir hom: Job, ag Satan, het jy gekyk na my knegt Job? Het jy ag gegee op my knegt Job? En dan sê die Here vir hom: hoe wonderlik is Job, want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n man vroom en opreg, godsvreesend en wat afwyk van die kwaad. Ek wil net graag dit verduidelik soos ek het sien. Weet jy wat? Wanneer dit goed gaan met ons, wanneer dit wonderlik goed gaan, alles loop honkie-dorie, en dan gebeur iets in ons lewens, dan kla ons. Dan sê ons, ja, die Satan. Ek wil amper so ver gaan om te sê, dis laster. Want Satan kan niks doen, as God dit nie vir hom die reg gee om dit te doen nie. Niks. Hy kan niks doen, as God nie vir hom die right away gee, om iets te doen aan jou nie. Satan kan nie. Hy is nie almagtig nie. God is almagtig, alwetend en alomteenswoordig. Wat ook al met jou gebeur het, maak nie saak hoe gering of hoe groot nie. God weet daarvan. God weet daarvan. God kan Satan stop. Maar God vra om hierdie dinge. En wat sê hy toe vir God? En die Satan antwoord die Here en sê: is dit verniet dat Job God vrees? Het hy nie self hom en sy huis en alles wat hy het aan alle kante rondom beskud nie? Die werk van sy hande het hy geseën en sy vee het sterk vermeerder in die land. Maar strek net u hand uit en tas alles aan wat hy het. Waarlik, hy sal u in u aangesig seën. Daarop sê die Here, hoor mooi, kyk, alles wat hy het, is in jou hand. Net na homself mag jy jou hand nie uitsteek nie. En Satan het weggegaan van die aangesig van die Here. Dit is wat Satan doen. Hy kla ons aan by die Here. Onthou julle daai skrifgie wat ons gelees het vroeër in die vorige uitsending, waar hy sê, Satan kla die mense aan. Hy kla die kinders van God aan. Dis wat hy doen. Dis sy job. Hier doen hy dit, maar God trek sy aandag na Job toe. En toe sê hy, ja, maar kyk hoe gebles is hy. Here, as jy net jou hand uitstrek en iets doen aan hom. Hoor wat sê hy, as u hand, maar strek net u hand uit en tas alles aan. Satan sê, as u net u hand uitsteek, God gebruik Satan om dinge te doen. Want ons leer dit in die Onse Vader gebed. Here, lei my nie in versoeking nie. Die Bybel sê God kan ons nie versoek nie. Maar hier leer Jesus die disippels en sê, so moet julle bid, lei my nie in versoeking in nie. Asseblief Here, lei my nie in versoeking nie. Want die Here lei ons in 'n situasie in waar jy versoek word, waar jy getoets word. En dis wat hier met Job gebeur het. Dis wat hier met Job gebeur het. Wow, hierdie is eintlik verskriklik. Kom ons kyk verder. Nou het Satan gegaan en hy het Job, gaan lees net hierdie hoofstuk 1 van Job klaar. Dan sien julle, sy kinders is dood, sy vee, daar het soveel dinge gebeur daar. En toe kom Job, Satan weer na Job toe. Dieselfde goed gebeur. Kom ek lees dit. Job 2 vanaf vers 1.
En op 'n dag, toe die seuns van God kom om hulle voor die Here te stel, weer 'n keer, het die Satan ook onder hulle gekom om hom voor die Here te stel. Toe vra die Here vir Satan, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here en sê, van 'n swerftog oor die aarde, wat ek deur kruis het. Hoor nou, wat sê die Here? En die Here vra vir Satan, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie. 'n Man vroom en opreg, Godvreesend, en wat afwyk van die kwaad. Hoor mooi wat die Here nou by sê. Hy sê, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het om hom te vernietig sonder oorsaak. Wow, wie as ou hierdie goed so woord vir woord lees, dan kom daar eintlik meer uit as wat 'n mens dit net sommer so gou lees. Ek het Job al gelees baie, maar ek het jare daarna sien ek eers wat werklik daar gebeur, want ek pas dit nou toe in my lewe, want Paulus skryf, die hele skrif is deur God ingegee, dis deel van die skrif, en is daar tot lering, teregwysing, onderwysing, weerlegging, sodat ek volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus, en jy ook. Dis hoe ek en jy toegerus word, deur om toetse deur te gaan, om deur beproewings te gaan. Wow, ek wil dit net weer lees, want dit is so stunning. Hy sê, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy, Satan, my, die Here, teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. Daar gebeur goed in jou en my lewe ook, dat ons nie weet, hoekom gebeur hierdie goed, wat gaan aan, ons gaan in 'n duisternis, in Goshek, en Goshek beteken ook onkunde, hartseer, ellende, jy gaan in daai situasie in met al daardie eienskappe van duisternis, van Goshek, sonder oorsaak. Dit kan vir jou ook wees sonder oorsaak, maar God toets jou om te sien, ja, dis baie keer seer ook, het die Here seer gehad toe hulle hom geslat het en sy baard uitgetrek het, wat het hy gedoen? Hy het dit gedoen vir jou en vir my. As ons, en wie van ons het nog nie gesondig nie? Wie van ons is regtig dalk soos Job, vroom en opreg, en wyk van die kwaad af weg? Wie van ons? Wow. Hier is so groot les in hierdie verhaal van Job. Toe het die Satan die Here geantwoord en gesê, dis in vers 4, heid vir heid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Dis waar, né? Weet jy, hoeveel van ons sal nie ons lewens opgee? Of, ja, hoeveel van ons sal ons lewens opgee vir God? So Tyndale en daai ouens wat op brandstapels gebrand het. Hoeveel van ons sal regtig ons lewens gee vir God? Jy weet, ook maklik sê, ja, ek sal my lewe gee. Maar hoor jy, as hulle vir jou vat, en hulle druk 'n ding teen jou kop en sê, vervloek God, sal jy dit regtig doen? As jy nie eers kan vergewe nie, want as jy nie vergewe nie, gaan God jou nie vergewe nie, dan is jou toekoms hiernamaals maar 'n bietjie nie so goed nie. Kom ons lees vers 5. Maar strek net die hand uit en tas sy gebeente, hoor wat sê hy, en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in u gesig sien. Nou kom Satan sê, ja, maar Here, u het nou alles gedoen, u het gesê, ek moet nie sy lewe aanraak nie, maar alles nou gebeur. Maar weet jy wat? As ou hom net bietjie seer maak, homself aantas, sy lewe, dan gaan hy u sien.
En die Here sê aan Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. Weer 'n keer is God in beheer. Hy sê, gaan doen wat jy wil doen, maar jy vat nie sy lewe nie. Wow. En die Satan het weggegaan van die aangesig van die Here, en hy het Job met bose swere getref, van sy voetsole tot sy skedel, sy hele liggaam. As jy verder, as jy daai gaan lees, dan sien jy het op die ashoop gesit, en met potskerwe, die swere oopgekrap, en oh my goodness, lees die ding, en dan sien jy, wat het hier alles gebeur. Maar nou wil ek vir julle iets lees, wat vir my, toe ek het die eerste keer jare terug lees ek, en ek lees hierdie raak, en wow, dis awesome die woord van God. Wie dit stig 'n mens, dit leer jou, daar's verborgenhede in. Ek kan nie alles uitspreek, ek het nie woorde nie, ek is nie 'n taalkundige nie, maar ek kan nie alles uitspreek van die grootheid van God se woord, hoeveel kennis jy kan leer, insig. Wow, dis net awesome. Job 42 vers 1, dis hier in die laaste boek van Job. Hoor wat sê Job hierso. Toe het Job die Here geantwoord en gesê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Gaan lees hierdie asseblief, Job 42 vers 1 tot vers 6. Ek gaan aan. Hoor tog, en ek sal spreek, ek sal u ondervra, en u onderrig my. Hoor nou, volgens hoor sê, het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en as. Ek wil net ietsie noem van my kanker wat ek gehad het. Ek het gepreek daai tyd, seminare aangebied, al die goed gedoen. En daar kry ek kanker. Weet jy, en ek het vir julle gesê, ek sê Here dankie vir kanker, want terwyl ek daar in afsondering was, en intensief, en ja, deur al daai goed, operasies, het ek soveel geleer. Toe ek daar uitkom, deurkom, toe God my gesond maak, en ek word weer geheel, toe kon ek dieselfde woorde sê. Volgens hoor sê, volgens wat die dominee sê, volgens wat die mense sê, volgens wat hierheen sê, volgens wat daai sê, het ek u geken. Maar nou het ek u gesien. Ek kan dieselfde woorde sê. Deur hoor sê, wat ek gehoor het in die Bybelskool. En ek het nie net een, ek het al 'n paar goed bygewoon. Ja, ek wil nou nie eers sê watter gelowe ek alles gaan kyk, maar ek is nuuskierig, ek wou weet, ek moes gaan het, ek is bly ek het gegaan. Nou vandag weet ek waaroor sekere goed, ek weet nie alles nie, want die Bybel sê ek ken ten dele, so ek ken ten dele. Maar toe ek daar deurkom, toe's alles wat almal gesê het, ja, jy het kanker omdat jy nie vergewensgesindheid het nie, het iemand nog nie, en nie net dit nie, daar's vele ander goed wat ek al gehoor het, twak, nonsens. Ek het u geken deur hoor sê, maar nou het ek u gesien. Weet jy wat, die Here sit jou net in 'n situasie, in 'n duisternis situasie, in 'n moeilike situasie, dat jy hom kan werklik waar ervaar en sien. Werklik waar. Ek moet regtig, ek wil eendag my getuie gee van wat alles gebeur het toe ek siek was. Wat
hoe die Here met my gepraat het, maar in elk geval, kom ons gaan aan. Dis eintlik die einde wat ek hier op my rekenaar het. So, ek het hierdie deel nou afgesluit. Maar mensies, ek wil net weer sê, ek moet dit met julle net deel. Dis die einde van die dag. Ons kyk op die rekenaar, nie op die rekenaar, op die TV. Ons het ook 'n TV, hoor. Ons kyk ook TV, maar ons kyk net na goed wat ons weet, wat nie ons siele sal beïnvloed en so nie. Maar in elk geval, ons kyk na die Olimpiese spele wat nou in die gang is. So, julle weet seker al wat aangaan, maar julle wat nie dit dalk gekyk het nog nie, oor die mokkerie, hoe hulle God mok. Wat is mok in Afrikaans? Ja, maar in elk geval, julle weet wat ek wil sê. Met laat hulle 'n klomp mans wat vrouens geword het, 'n beeld geskep het daar, soos daardie skildery van Jesus met die avondmaal, die 12 disippels en Jesus. Gaan kyk op die rekenaar, gaan kyk op YouTube, dis daar, dit is skrikwekkend wat daar aangaan. Skrikwekkend. Ons lewe aan die einde van die tye en iemand sê daar, as jy nou enigstens sou iets gesê het van 'n ander geloof, van 'n moslim of wat, dan was die hel los, dan die wêreld geskreeu, dan die Christene gesê, jy weet, almal, hulle sou geskreeu het en almal sou geskreeu het. Maar nou laat hulle dit Jesus Christus. Oh my goodness. Mense gaan kyk. Ek sê ons lewe in die laaste van daai. Dis soos ek voel. En ek wil graag met julle later aan praat ook oor hierdie nuwe tempel wat gebou gaan word moontlik. Sal maar sien of dit gebeur. En dan wil ek vir julle wys wat ek verstaan daarvan. Dit is nie 'n regte tempel nie. Dis nie 'n tempel. Volgens wat ek in die Bybel lees, is dit nie. Wag, ek gaan dit hou en dan gaan ek die hele storie soos wat ek dit lees, gaan ek ook met julle bedien. Maar ek wil 'n bietjie praat oor die nagmaal en daar's 'n paar ander goedjies oor die ding van wat ons lees in die Bybel reg nie en ons sit ons eie gedagtes daarin en ander mense sit hulle gedagtes daarin en ons ondersoek nie die saak nie. Ons is nie soos die Berea, die mense van Berea nie en ons verloor uit. Ons verloor uit en ons gaan dit mis. Want die Here sê van weens die gebrek aan kennis gaan julle te gronde. Die Here sê en omdat julle die waarheid, in ongeregtigheid verwerp het, gaan my toorn op julle afkom. Romeine 1 vanaf vers 18. Mense, dit is scary, die tyd waarin ons lewe. Die Satan is los. Hoekom mok hulle nie ander gelowe nie? Hoekom mok hulle nie ander mense of so? Hoekom die Christendom? Hoekom Jesus Christus? Hoekom Jesus Christus? Omdat Jesus Christus 'n werklikheid is. Omdat Jesus Christus werklik vir jou gesterf het en vir my gesterf het. En dan het hy 'n verbond met jou en met my. 'n Verbond, as jy nie weet nie, gaan kyk in jou woordeboek, in jou verklarende Afrikaanse woordeboek. Verbond beteken samewerking tussen twee partye of twee persone om 'n spesifieke einddoel te bereik. Dis wat verbond beteken. Jesus het 'n verbond met ons, hy het gesterf vir ons. Hy het gekom om ons vry te maak. Dis wat hy gedoen het. En hy's nog altyd daar. Hy doen nog altyd vir ons. Maar, dan sê hy, wat moet ons doen?
Dis die samewerking. Jy en ek moet saam met Christus werk. Sy insettinge, sy gebooie is wette. Dis deel van 'n verbond. Jy moet dit doen. Jy moet dat doen. Alles wat hy sê. Ek kan nie alles opnoem nie. Daar's baie insettinge en gebooie. Dit moet deel van jou, Dawid sê, dit is deel van my ingewande. Nou, hoe kan God se wet, God se gebooie, God se insetting deel van my ingewande wees? Kom ek verduidelik gou. Dit is ook nou 'n stunning, kan ek maar sê, revelation wat dit vir my gewees het. Here, hoe werk dit? Hoe kan Dawid sê, u wet is deel van my ingewande? As jou ingewande, jou maag en jou niere en jou whatever hier binne is, moet jy dit die hele tyd vir dit sê, maag, werk nou. Hoor die niere, filtreer nou hierdie water en hierdie vog in my liggaam. Hoor die blaas, hou vas. Niere, werk. Lewer, werk. Moet jy die hele tyd dink daaraan? Moet jy die hele tyd dit vir dit sê, dit moet werk, of werk dit spontaan? Jy dink nooit oor jou maag nie, jy dink nie oor jou longe nie, jy dink nie oor jou ingewande nie. Dit werk spontaan. Dis wat Dawid bedoel. Here, u wet is deel van my ingewande. U wet werk in my spontaan. Ek hoef nie heeltyd te sê, maar ek moenie vloek nie. Ek moenie 'n tantrum gooi nie. ek moet die Here spontaan prys en loof. Dit moet nie 'n ding wees wat jy moet aanpor nie. Hoor jy, ek moet nou pas op, ek is nou tussen hierdie mense, ek moet nie nou vloek nie. Hoor jy, ek moet nou vrug van die Gees hê hierso, want ja, ek is nou in die kerk, so ek moet nou hier mooi trap. Nee, dit werk spontaan. Jy hoef nie eers te dink aan die wette van God nie, want dit is deel van jou lewe. Dis wat Dawid bedoel, toe hy dit geskryf het. So mensies, tot ons weer mekaar sien.